Ons gesels oor die beginsel om te floreer, naamlik om positiewe emosies te koester. Vandag se tema gaan oor koester vreugde. Ek het nie getel deur die jare heen hoeveel begrafnisdienste ek al gelei het nie. Maar daar's iets opvallend by elke liewe begrafnis. En dis die vreugde van mense wat mekaar lanklaas gesien het en opgewonde is om mekaar weer te sien. En amper spyt is dat hulle net dit by begrafnis doen en eintlik ander geleenthede ook by mekaar sou wil uitkom, maar dinge werk nie altyd so uit nie. Daar's hartseer, maar dit word toegevou in die vreugde van mense wat mekaar opnuut waardeer. En dis die vreugde van verlange wat weer kan sien en mekaar ervaar. Nou Nehemia 8 speel af na die Jode se terugkeer vanaf die ballingskap in Babylon. En Nehemia en Esra het die volk gelei om Jerusalem se muur te herbou en ook die wet van Moses te herontdek, die wet van God. En soos by 'n begrafnis is die volk hartseer toe Esra die wet van Moses voorlees, want hulle het besef hoe ver hulle weggedwaal het, hoe hulle afwesig was en in hulle geval spesifiek in sonde weggedwaal het, dis hoekom hulle weggevoer is. Die mooie is dat God los hulle nie in hulle skuldgevoelens en hartseer nie. Inteendeel, God werk deur Nehemia en die ander leiers om die volk aan te moedig om die dag met vreugde te vier. Hoor staan dit in Nehemia 8 vers 11. Gaan vier fees, eet en drink en deel uit aan die wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan die Here. Moenie bedroef wees nie. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Hier word God se hart eintlik so mooi uitgebeeld. God wil hê mense moet in hartseer bly nie. Hulle word genooi om ook vreugde te ontdek, 'n dag aan hom te wy en hom te vertrou vir sy sorg. En so mooi word dit gestel dat as jy die Here met blydskap dien, dan sal God jou beskerm. Barbara Fredrickson het gevind dat positiewe emosies soos vreugde juis ons perspektief verbreed. Dit help ons ook met veerkracht, die Engelse resilience, om dit te behou. En oral rondom ons gaan ek en jy elke dag hartseer raak sien. Maar moenie dat dit die laaste sê hê oor die manier waarop jy die lewe hanteer nie. Kies om vreugde te vind ten spyte van hartseer, al is dit om by 'n begrafnis vir iemand te omhels en met vriendelikheid te behandel. Kies om God met blydskap te dien en so vreugde te koester. Leef geïnspireerd.